kunstenaar wees, deur Christy Nortje. Juffrou, kan daar maar lekker oorreageer. Môre meneer. Nou wil die skoolhoof my sien, net omdat die Engels juffrou uitvreek, omdat ek vir haar 'n briefbakker en 'n belpresent gegee het. Dit is nie my skuld dat juffrou Doolien presies soos een van die most wanted moordenaars in Amerika lyk, en dat sy weier om ooit Afrikaans in haar Engelse klas te praat nie. So, 'n week terug Google ek vir kriminele, vir 'n mondeling. En toe wys hulle vir my die top 10 most wanted kriminele in Amerika se geskiedenis. Foto 8 was hierdie vrou, met woeste rooi hare, en 'n dun swart rombril. Carol McIntyre. Maar dis eers toe ek inzoom dat ek besef, sy lyk presies soos juffrou Doolien. Ek het nie baie tyd gehad om oor haar te lees nie, want Etienne het vir my gewag vir die landspeletjie. Maar wat ek vinnig kon lees, is dat sy jare terug uit Amerika verdwyn het, en dat sy haar kinders vermoor het met 'n mes en 'n byl. Môre juffrou. Juffrou Doolien het laas haar hier gewerk, en sy het nie kinders nie. Maar sy weet ook niks van skool gee nie, want al wat sy meeste van die tyd doen is op ons te gaal. Maar om haar uit te lok en $1 miljoen as beloning te kry, was maklik. Gee haar die kans om 'n kind te vermoor. Wel, my ma sal my vermoor as ek een van haar messe gebruik. So, ek het my pa se briefoopmaker toegedraai en vanoggend voor klas op haar tafel neergesit. Sy het natuurlik dadelik die persent oopgemaak, want juffrou en soos sy, wat so baie gil, kry nooit persente nie. Sy het so skuldig gelyk met die briefoopmaker in haar hand, en baie benoud, die niemand eens weet waarvan dit afkom nie. Ek was seker, ek het vir Carol McIntyre opgespoor. Ek het alles moontlik gedoen om vir juffrou Doolien uit te lok. Sy moes my 3 keer stil maak, en ek het sommer my bar one, wat eintlik bedoel was vir pouse, in haar klas geëet, terwyl sy ons vertel het van Shakespeare. Sy het eers rooi geraak, en 12 witterig, maar toe ek my bar one papier op die vloer neergooi, en vir haar glimlag, het sy al laai opgeruk vir die detentieboekie. Sy het net witter en witter geraak, terwyl sy na die oop laai gestaar het. Ek was seker dis nou die einde, want ek het my pa se byl met 'n helder pink nota. To Miss Doolien, or must I say Carol, ingesit en onderaan geskryf, I know what you did. Sy het reguit na my gestaar. Leonie van der Byl, het sy harder as tevore geskree. Ek kon voel hoe ek rooi raak van die skaamte. Hoe het sy geweet is ek? Het sy ook al kinders se name so geskree voor sy hulle opgechop het? Maar toe hou sy die bel in die lug. En op die stiel het my pa se naam gestaan. Sy het iets gegil van, ek haat kinders, maar ek's gedwing om onderwys te swat, voor sy by die deur uit is. Ek het nooit eens geweet sy kan Afrikaans praat nie.